Broers en susters, ons gaan nou saam bid. U kan net so bly sit. Ons wonderlike hemelse Vader, ons aanbid U as die God van lewe, die God wat die oorwinning behaal het, wat vir ewig en vir altyd vas staan. Ons dank U, Here, dat die hemelvaart vir ons die boodskap het, dat Jesus sy aardse opdrag volledig afgehandel het. Dat hy teruggekeer het om aan die regterhand van die Vader te wees, van waar hy ook sal kom op 'n tyd wat hy bestem het. Ons dank U, Here, ook vir die boodskap van hemelvaart aan ons wat wag op U koms. Ons wat altyd gereed lewe, dat ons Here enige oomblik kan kom. Dankie ook dat die apostel Lukas die verhale opteken, sodat ons dit kan lees vanaand, en dat dit ook in ons lewens, Here, vir ons baie groot betekenis kan hê. Daarom is ons gebed ook nou, o Heilige Gees, dat U nou in hierdie oomblikke sal kom en hierdie erediens sal vul met die wonderlikheid en die volheid van U self, sodat ons die wonderlike rykheid van U woord kan verneem en met blydskap, Here, dit kan aanneem en daarvolgens kan gaan lewe. Hoor ons gebed nou, stuur nou U vrede, kalmte in ons harte. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Broers en susters, 2 van die boeke van die Nuwe Testament word teruggevoer na die apostel Lukas. Lukas se eerste boek, die Evangelie, vertel oor die lewe en die werk van Jesus Christus die Here. En Lukas se tweede boek, wat in die Nuwe Testament bekend staan as die Handelinge van die Apostels, vertel dan van die werk van die vroeë kerk, wat die werk van Jesus Christus voortgesit het en die Christendom gevestig het. En in die openingsgedeelte van Lukas se tweede boek Handelinge lees ons ook van die hemelvaart van Jesus. Kom ons lees dan nou daardie 2 verse uit Handelinge 1 vanaf vers 9 tot 11 oor Jesus se hemelvaart. Nadat Jesus het gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien. En 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan, en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle: Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Kom ons lees tot sover die apostel Lukas se beskrywing van die hemelvaart van Jesus ons Here. Die tekswoorde vir ons prediking sal wees die vraag van die 2 manne in wit klere: waarom staan julle so na die hemel en kyk? Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Broers en susters in die Here, Lukas is die enigste van die Bybelskrywers
wat die verhaal van Jesus se hemelvaart dramaties en aanskoulik voorstel. Reg in die begin van sy tweede boek Handelinge, as 'n soort openingstoneel, vertel hy van die hemelvaart. In sy evangelie het Lukas vertel van Jesus se lewe en sy bediening. En nou maak hy die oorgang om verder te vertel wat die opgestane Jesus Christus gedoen het. En tot vandag toe nog steeds doen. Maar Lukas se tweede verhaal hier in Handelinge begin eintlik vir ons vreemd. 'n Mens sou tog met goeie reg verwag dat Jesus se navolgers by sy hemelvaart na die hemel sou staan en staar. Want dit is 'n baie buitengewone handeling. En dat hemelvaart sekerlik die een dag in die jaar is waarop sy disippels deur die eeue heen tyd sou afstaan om ook hemelwaarts te staan en wonder. Dis omdat ons so dink dat Lukas ons eintlik verras. Met opset span hy juis 'n uitdrukking in, as ware 'n motief vir sy boek, om heel aan die begin van die boek Handelinge sy lesers te vermaan. Dis presies wat hulle nie moet doen nie. Toe Jesus, volgens die aanskoulike voorstelling, in die wolke opgeneem word, staan daar skielik 2 mans in wit klere, wat die disippels eintlik betug. Wat van 'n gestaardery na die hemel is dit hierdie? Amper soos 'n opskrif, 'n lese, staan die woorde in die boek Handelinge, wat staan en staar julle boontoe? Kyk af, draai om en gaan terug na Jerusalem en verder. Na julle omstreke, na Judea en Samaria en nog verder tot by Rome en tot in die uiterste van die aarde. Daar is werk om te doen. Die gees van die opgestane Christus sal oor julle kom. Die gees sal julle nou besiel en inspireer. Hy sal julle nou 'n visie gee van wat gedoen kan en moet word. Van geleenthede en moontlikhede, sodat geen uitdaging vir julle meer te groot sal wees en geen struikelblok nou onoorkomelik nie. Lukas sê hemelvaart is nie 'n tyd vir net boontoe kyk nie. Dis 'n tyd vir rondom kyk en vorentoe kyk, soos mense wat die hemel gesien het en wat weet wat te wagte is. En wat nou in sy naam werk het hier op aarde. Een van ons belydenis skrifte, die Heidelbergse Katekismus, sê die nut van Jesus se hemelvaart is dat hy die Gees gestuur het om ons te help om die dinge te soek wat daar bo is en nie wat op die aarde is nie. Maar ons soek dit nie daar nie. Ons soek dit juis hier op aarde. Dis juis omdat ons weet wat daar is, dat ons soek om dit hier in ons elke dag lewe uit te leef. Hemelvaart is nie 'n staan en staar tyd in ons lewe nie. Dis 'n tyd vir optrede, vir werk. Maar hoe moet ons handel? Wat beteken dit? Die kerkvader Johannes Calvin het 'n baie interessante uitleg van die 10 gebooie. Toe hy destyds die 10 gebooie uitgelê het as die wil van God vir ons lewens, die reëls waarvoor ons volgens dankbaarheid vir God se goedheid kan leef, het hy gesê mens moet die gebooie eintlik nie lees as iets waarin daar iets verbied word nie, maar veral wat daardie gebod gebied.
Dis die eintlike punt. Dis die positiewe inhoud van elke gebod. Hy sê as jy byvoorbeeld dink aan die gebod oor die doodslaan, skryf Calvin, impliseer dit eintlik nie net 'n verbod op doodslaan nie, maar eintlik die gebod dat ons elke dag aktief sal lewe en sal sorg en dat ons enige vorm van lewe sal eerbiedig en lief hê omdat God dit van ons vra. Dat ons vermoë sal, alles in ons vermoë sal doen om kwaad en geweld en onreg en leed van ons naaste te probeer afweer. En so sê hy, moet jy na elke gebod gaan kyk, nie as 'n verbod nie, maar wat dit van jou vra, hoe jy moet lewe. Ons verbreek dus nie God se wet wanneer ons gebooie oortree eers nie. Calvin sê ons oortree dit reeds wanneer ons naalaat, wanneer ons versuim om die goeie wat die wet vir ons aan ons opdra na te jaag en te vervul. En hierdie versuimmotief sit baie diep gewortel eintlik in ons kerklike tradisie. Ons kry dit eintlik baie keer met moedersmelk en ons is volgens ons teologiese tradisie baie bewus van ons tekortkominge, baie keer te behep daarmee. Hemelvaart stuur die disippels terug na Jerusalem toe. Gaan werk, gaan doen goed, gaan vestig dit wat Jesus begin het. Hemelvaart sê vir u en my, dink net wat u en ek kan wees, wanneer ons baie keer in ons lewens ophou staar na die hemel. Wat kan ons gewees het vir my naaste, vir my kinders, vir my vrou, vir my vriende en kollegas, vir my samelewing met sy talle vorme van nood, vir die toevallige vreemdeling wat my pad kruis. Dit is hierdie sondes van versuim, is sekerlik een van die grootste kankers wat vreet aan die menslike kwaliteit van ons samelewing. Die grootste morele krisis van ons moderne gemeenskap is nie die meerderheid mense wat boos is nie, wat die verkeerde doen nie, of 'n slegte standpunt is, of immorele waardes nastreef nie. Die grootste is dat daar min mense is, wat verantwoordelikheid vat om werklik waar goed te doen. Wat by versuim verby in beweging kom. Hemelvaart is 'n tyd waarin die Here ons herinner aan ons opdrag as kerk en as gelowiges om te gaan en die evangelie van Jesus Christus uit te leef. En dan lees mens verder in die boek Handelinge, hoe die disippels deur hierdie insident so geïnspireer was, dat eers Petrus en Johannes, en later Paulus veral, presies verstaan het, wat hierdie gedeelte sê, en dit gedoen het. Baie keer is dit amper asof ons verwag dat die Here die een sal wees, wat die verskil sal maak, terwyl ons eintlik maar net staan en kyk, hoe hy dit doen. Die manne in wit klere sê, Jesus het nou gegaan, moenie staar na hom nie, draai nou om, gaan werk nou. Hemelvaart is daardie opdrag. Bedink die dinge daarbo, ja, maar doen dit hier en nou. Ag die Here ons so inspireer, dat ons net soos die apostels, van harte en met oorgawe vir hom sal werk, en nie sal versuim nie. Daartoe help hy ons, deur sy Heilige Gees. Amen. Kom ons dank nou saam.
Here, baie dankie vir die inspirasie van die apostels wat vir ons opgeteken is in 'n boek soos Handelinge. Doodgewone mense sonder enige teologiese opleiding, maar mense vervul met die Heilige Gees, wat verstaan het, dat ons nie na God staan en staar nie, maar dat ons omdraai en gaan werk, deur in ons lewens met groot toewyding teenoor U te leef. Leer ons, Here, ook die wonderlike insig wat Calvin ons leer, dat ons nie die gebod oortree wanneer ons dit wat verbied word doen nie, maar eintlik al reeds wanneer ons die goeie wat daarin vervat word, Here, versuim. Here, maak ons ywerig, hier in die kerk, in die gemeente, maar oral waar ons beweeg, om deur ons lewens van toewyding aan U, van gehoorsaamheid aan U, die wonderlike evangelie van Jesus Christus in ons lewens sigbaar te maak. Dankie vir die kragtige boodskap van hemelvaart, wat die Christelike kerk vandag kon herdenk oor die wêreld heen. Oral waar mense bymekaar gekom het, om daardie dramatiese oorwinningstog van Jesus soveel jare gelede te herdenk. Maar Here, laat daardie gebeure ons nou inspireer om ons lewens aan U toe te wy en alles in ons lewens tot U eer te laat wees. Hoor ons gebed nou, stuur U vrede in ons harte, ons vra dit in Jesus Christus se naam. Amen.